Goeiemôre geliefdes, welkom in die huis van die Here. Kan u saam ons staan en maak ons die naam van die Jesus Christus groot vanmôre. Amen. Come on, there's righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Hey, oh, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody say righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Yeah, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of God's kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Oh yeah, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's it. Sing it again. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Yeah, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the King. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on. There's love in the kingdom. There's so much love in the kingdom. There's love in the kingdom. Come on. There's love in the kingdom. Oh, so much love in the kingdom. Yeah, there's love in the kingdom. Come on. There's peace in the kingdom. There's so much peace in the kingdom. Yeah, there's peace. Oh, come on. There's peace in the kingdom. So much peace. Oh yeah, there's peace in the kingdom. Come on. There's joy in the kingdom. Oh, so much joy. Oh yes, there's joy in the kingdom. Come on. Say there's joy in God's kingdom. There is joy in the kingdom. Come on. I'm an heir of the kingdom. So glad I'm an heir. Yes, I am. I'm an heir of the kingdom. Come on, everybody. I'm an heir. I'm so glad. I'm an heir. Yeah. Come on. I'm an heir of the kingdom. So glad I'm an heir of the kingdom. Oh yeah, I'm an heir. Come on, everybody. Hallelujah. Gee die Here prys in hierdie plek. Hallelujah. Amen. Geliefdes, jy kan die sitplek neem vir 'n oomblik. Vader, Here, heilig is U. Vanmôre is daar niemand soos U nie. O Here, waar sal ons hulp vandaan kom anders as van U wat die hemel en aarde gemaak het, Here? O Here, ek weet vanmôre gaan ons iets ontvang uit die hand uit, Here, want U is in ons midde soos U woord dit beloof, Here. U sal ons nooit begewe of verlaat nie. U is met ons en waar U is, Here, daar gebied U seën, Here. Waar daar eenheid is, Here, gebied U seën. Oh, and when the praises goes up, the blessings must come down, Here. En vanmôre ons is so dankbaar en opgewonde om in die huis van die Here te kan wees. Ons is hier om iets te ontvang, Here. Ons is nie hier uit net om onsself hier eie roem nie, Here, maar vanmôre is ons hier vir U, Here. En ek wil vanmôre hierdie hele diens net oorgee aan U, Here, Vader. Kom neem vanmôre beheer van hierdie hele diens, Here. Elke werk van die vyand, elke bose plan, Here, ons maak dit kragteloos, Here. U het ons die autoriteit gegee om sy werke te bestraf, Here. En vanmôre is hy nie welkom hier, Here. Ek weet U is
in ons midde, Here. Wat 2 of 3 in U naam vergader, is U in ons midde. En daarom seën hierdie diens vanmôre, Here. Ek bid dat elkeen wat hier ingekom het vanmôre, Here, met 'n swaar gemoed, Here, die wat hartseer is, Here, 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Vertroos U, Here. U kom en U, Here, U is daar vir ons, Here. U is met ons, Heilige Gees. U versterk ons, U lei ons vanmôre in hierdie diens. En ek bid, Here, dat elkeen, Here, veranderd hier sal uitstap vanmôre. Iets sal ontvang, Here. Ek wil so ook bid vir die prediker, die Eckhart, Here, wat die woord gaan bedien. Salf sy lippe vanmôre, Here. Here, gebruik hom as instrument vanmôre, Here. Dat hy sal spreek net wat U op sy hart gelê het, Here. Nie uit homself nie, maar soos U lei, Here Vader, en dit vir hom op sy hart gelê het, Here. Seën hom, Here. Ek weet dat, Here, gaan seëning wees vir ons elkeen vanmôre, Here. Ek bid dat die Heilige Gees ons net sal toevou met liefde, Here. Seën hierdie diens, Here. Vanmôre wil ons nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, Here, maar verander ons gemoed vanmôre, Here, om te dink die dinge wat daarbo is, Here. Seën, Here, hierdie hele diens, is my gebed in Jesus naam. Ek wil ook bid vir elke tiende, elke offergawe, Here. Elkeen wat saai vanmôre in U koninkryk, Here, dat U hulle sal seën op 'n bonatuurlike wyse in die naam van Jesus, Here. Seën hierdie diens, is my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Ek wil ook sommer elke aanlyn kyker net welkom heet in ons midde vanmôre. Seën hierdie diens. Van geliefdes, kom ons maak die naam van die Here groot. Hy is die koning en daar's niemand soos Jesus nie. Tanya sing vir ons vanmôre. Halleluja. Hallelujah. Jesus. Jesus,
skyn. Come on, Kat. Is daar iemand wat saam ons wil juig vanmôre? Juig voor die Here. O ganse aarde dien die Here met blydskap. Halleluja. Bybel sê kom voor sy aangesig met gejubel. Kom aan Tanya, sing hom nog eenmaal. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Halleluja. Dankie Here. Father in heaven, how we love you. Lord, we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Let's sing the verse again. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Hallelujah, Lord. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, and blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Hey, blessed be the Lord God Almighty, who reigns
Hallelujah. I don't know about you, but he deserves all the glory and all the honor. He's worthy to be praised. Amen. Oh, we are all in a season for a reason. But he deserves the glory and he deserves all the honor. Amen. All of us is joining with heaven and say thank you, Jesus. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory, all the honor. We lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you deserve the glory, and you deserve the honor. Oh, we lift our hands in worship, and we bless your holy name. You deserve the glory, all the honor. Oh, we lift our hands in worship as we bless your holy name. Come on, lift your hands and say, Lord, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. You deserve all the glory. Oh, you are great. You do miracles so great. Oh, we bless you, Lord. There's no one like you. There is no one else like you. There's no one else. There is no one else like you. There's no one else. There is no one else like you. There is no one, Lord. You deserve the honor. You do miracles so great, Lord Jesus. You do miracles so great, Lord. Lord, I lift my hands in worship. I praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Yes, Jesus. We lift our hands just to worship you, Lord, as we praise your holy name. For you are great. You do miracles. Church, sing it. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, hallelujah. There is no one else like you. You are
My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen.
is the glory forever. The Lord will never leave you nor forsake you. He's with you every single moment, every minute of the day. He will never leave you. He's with you always and forever. We thank you, Jesus, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, sing it again. Oh, and not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Yes, He is. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Yeah, the Lord is in this place. Not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Hallelujah. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this. Come on, sing it again. Oh, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Thank you, Lord. The Lord is in this place. Oh, come, Holy Spirit. Oh, the Lord is in this place. The Lord, come on, get up, spill it. Come on, worship Him, worship Him. He's here, He's here, He's here. He's here, He's here. He's in this place right now, right now. Give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you glory. We bless your name, Father, we bless your name. We worship you, we worship you, we adore you, Lord. We praise you, Lord. Oh, we give you glory, and not for a minute was I forsaken. 'Cause the Lord is in this place. I said the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute. Jesus, U is ewig. Familie, kom ons loof sy naam. Kom ons aanbid sy naam. Hy is vir ewig. Hy is vir altyd. Jesus,
Dryf ons Jesus vir ewig, vir altyd. Halleluja, Jesus. Give him worship. Give him your worship. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus, He's here. He is here. He is here. Hallelujah, Jesus. Dankie vir die teenwoordigheid, Jesus. Ons aanbid U vanmôre met alles in ons binneste, Here Jesus. Ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding, want U naam is waardig om geloof te word, waardig om geprys te word. Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat U hier is vanmôre, Here. Ons aanvaar, Here, ons dankie dat U hier is in ons midde. Ons loof U heilige naam. Kom ons loof hom, familie. Kom ons prys sy naam. Hy is vir ewig. Hy is vir altyd. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, halleluja, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, halleluja. Halleluja, hy is hier vanmôre. Ons is opgewonde. U kan die sitplek neem. Kom ons gee hom 'n lekker vir halleluja. Ek is so opgewonde om vanmôre weer saam met jou te kan wees en Pastoor Clemens en Stefanie bedien vanmôre uit en ons bid vir hulle daar waar hulle is en hulle doen koninkrykswerk vanmôre en ons is opgewonde vir wat die Here besig is om te doen en ons is deel van iets groot. Iets wat nie tydelik is nie, en dit is die koninkryk van God. God het nie net predikante geroep om aan hierdie koninkryk deel te wees nie, maar hy het jou geroep. En elke woord wat jy sê, elke aksie wat jy neem, vorm deel daarvan. En dit is so maklik vir my en jou om te dink aan ons eie lewe, ons eie leefstyl. Dit is my werk, my huis, my planne, my familie, maar jy is deel van iets baie groter. Jy is deel van iets wat eeuwelang strek tot in ewigheid en dit is die koninkryk van God en elkeen vandag het 'n storie. Elkeen het 'n talent, jy het 'n getuienis en jy is deel van God se plan. En ek wil hê jy moet vanmôre saam met my lees uit 1 Korintiërs 3 vers 9. En dit lees soos volg, 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 11, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. En volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, en dit is Jesus Christus. Ek wil vir jou tweede gedeelte lees, Kolossense 1 vers 13. En hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wanneer jy gered word, skuif jy oor van die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. Jesus se koninkryk. En ons werk saam met God en hy werk, Christus Jesus werk deur ons. En terwyl hy die eienaar van die saailand is ek en jy die werkers van die oes en saam vorm ons die gebou, die kerk wat hy oprig. En hierdie koninkryk beteken sy koningskap, sy gesag en sy wil wat geskied. En die koninkryk van God is nog nie volledig sigbaar vir ons nie, maar wanneer Jesus weer kom, sal hy sigbaar regeer en dan sal elke knie voor hom buig. En daarmee is ek en jy medewerkers in sy koninkryk. Ons is deel van sy koninkryk. En as medewerkers bou ons saam. Ons is medewerkers. En Jesus is die fondasie en hy is die meesterbouer. En elkeen van ons moet oppas hoe ons daarop bou, want ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En ons moet versigtig bou met ons lewens,
met ons keuses en met ons woorde. En die vraag wat ek jou vanmôre wil vra is, waaraan bou jy? Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om weer hier te kan wees. Here, ons vertrou net op U, Here. Geen mens, geen instansie, maar aan die lewende God, Vader. Here, ek bring vanmôre hier die woord vir U. Here, ek is eenvoudig, Here, maar ek gee dit wat ek het. Ek weet U sal die volmaakte werk doen. Here, ek dankie dat ons deel van U koninkryk kan wees as medewerkers. En Vader, kom bid dat U die woord sal deurbreek tot harte. Doen U die volmaakte werk. Vader, ons gee hierdie diens vanmôre oor aan U. Lei dit soos U wil, Heilige Gees, in U groot en heilige naam. Amen. Ek is so bly om deel te wees van Kruiskyk Familiesentrum. Ek is deel om saam met medewerkers te wees in God se koninkryk en so 'n paar jaar gelede toe besluit ek, of nie besluit ek, toe kry ek 'n brandende begeerte in my hart om Kaap toe te trek. Jy sien, daardie tyd toe bly ek nog in Benoni en ek kry hierdie brandende begeerte in my hart om Kaap toe te trek. Maar meer spesifiek Somerset Wes. Ek weet nie, hulle het vir my al die plekke gewys en gesê, gaan eerder hier of gaan eerder daar, maar in my hart wou ek Somerset Wes toe trek. En ek praat met my vrou en ons gesels en ons bid daaroor en ons bid dat die Here ons sal lei en ons trek Kaap toe deur sy genade en die Here lei ons tot hier en ons kom hier by die Kaap aan en jy weet wanneer jy hier aankom of wanneer jy verhuis, dan moet jy alles weer van voor af kry. Jy moet van voor af weer 'n dokter kry. Jy moet van voor af weer jou roetines kry waar jy winkelsentrums waarheen jy gaan. Jy moet van voor af weer alles van voor af weer doen en een van die dinge wat ek moes van voor af doen is weer 'n kerk kry. Halleluja. Maar ek is bly om hier vanmôre saam met jou te wees by Kruiskyk Familiesentrum. Die Here doen groot dinge en terwyl ek hier in Gordons Bay eendag in die Spur sit, toe kom sit daar 'n tannie by my. Sy sê, ek sien jy kyk bietjie rond. Ek wil net vir jou bid, die Here gaan groot dinge in jou lewe doen. En daai tyd toe weet ek nie watter dinge sy van praat nie, maar sy bid vir my en die Here se plan is volbring en terwyl ek hier kom en toe sê ek, Here, maar nou het ek 'n kerk nodig. En familie sê vir my, daar is 'n kerk met die naam van Kruiskyk. Nou ek het in die Pinksterkerk groot geword en ek het so bietjie weggegaan en toe sê ek, nee wat, daai mense is te besig vir my. Hulle koordans. Dis nou nie vir my nie. Ek is so bietjie meer rustig. Jy weet, en ek gaan toe in 6 jaar as ek in 10 kerke en ek sê nie die kerke was verkeerd nie, my hart was so bietjie verkeerd en ek gaan van kerk tot kerk en ek sê, Here, hier's 'n leemte in my binneste. En hoe meer ek dit probeer vul met die dinge van die wêreld, hoe groter word die leemte. En ek gaan van kerk tot kerk en ek sien die interessantste dinge in die kerk en snaakse goede wat gebeur en dinge wat gebeur en ek sit weer en ek sê, Here, vul net hierdie leemte van my. En iemand vra my weer, was jy nou al by Kruiskyk? Ek sê, nee, dis nie vir my nie. Maar toe gaan kyk ek op YouTube. En die eerste ding wat ek sien is die tydlyn, 2 ure. Ek sê, Here, hier waar ek vandaan kom, hou ons net 20 minute sing, 20 minute preek en die laaste paar minute so vinnig as moontlik weg te kom. 2 ure. En ek gaan op my knie die oggend en ek luister YouTube en ek hoor hoe mooi sing hulle en hier's iets besig om my hart om te gebeur en ek gaan op my knie die oggend en ek sê, ek gaan Kruiskyk Familiesentrum toe. En terwyl ek op my knie gaan sê ek, Here, ek was al by soveel kerke in die laaste 6 jaar. Maar Here, vanmôre kom ek met 'n verwagting. Vanmôre kom ek, Here, en ek verwag iets nuuts. Here, kom ontmoet met my vanmôre. En ek daag hier by die kerk op alleen, want ek moet eers kom uitkyk wat gaan hier aan. En ek het ook my lysie. Jy weet, ons het mos 'n lysie, dit moet net aan my voorwaardes voldoen. En toe ek aanstap, toe sien ek die gebou en hulle kry 'n regmerkie, dis nogals mooi. Hulle groet my by die deur, hulle kry 'n regmerkie. En die oomblik toe ek hier instap, toe gewaar ek hier is iets anders. Ek weet God bly nie in 'n gebou nie, maar hier's medewerkers. Halleluja. En die volgende oomblik toe gaan sit ek daar een kant, hulle moet net nie my uitroep of iets van my sê nie. Ek is maar versigtig vir die Pinkstermense. En ek sit daar een kant en die volgende oomblik hoor ek amper soos 'n gebrul van 'n leeu, ietsie van agter af. En ek besef dis iets wat ek lanklaas gehoor het. Dis bidders in 'n bidkamer. Wat bid, wat gevul is met die Gees, wat gevul is met vuur. Die plekke wat ek vandaan kom, kry jy donuts en cappuccinos, but this tastes so much better. Hallelujah. En my lewe begin verander. Hier's 'n roering in my hart en my lysie is sommer daarmee heen.
En terwyl ek sit, is ek besig om te sit en nou is ek bietjie bewoe, want ek weet nie wat is besig om hier binne my te gebeur nie. En terwyl ek sit, toe hoor ek hoe bid hulle en dit resoneer met my. En toe hulle uit die bidkamer uitstap, sien ek bidders. Ek sien nie die pastoor en die orkeslede en die sangers nie. Ek sien medewerkers in God se koninkryk. Ek sien soldate en my hele lewe verander van daardie oomblik af. En die eerste liedjie speel en die pastoor bid en ek het lanklaas iemand so oor bid met vuur. En is iets besig om te gebeur. En die volgende oomblik sing die eerste liedjie, die tweede liedjie en ek het geglo cowboys don't cry, maar jy lelike cowboys sien al cry. Because something started changing. Medewerkers in God se koninkryk en ek wil jou vra, waaraan bou jy? Ek en jy is deel van die bouwerk. Ons is medewerkers in God se koninkryk en ek wil jou vanmôre neem na iemand wat die mure van Jerusalem herstel en gebou het. En na die Babyloniese ballingskap lê die mure van Jerusalem in skerwe. En as ons kyk op die profetiese tydlyn, vind dit plaas in die Medo-Persiese ryk 'n herstelproses. Voorbereiding vir God se groter plan, die koms van Jesus. En die persoon was 'n bouer. Hy was 'n leier. Hy was 'n dienaar. En sy naam was Nehemia. Hy kry dit in sy hart om die mure van Jerusalem te herstel. Nehemia was koning Atarsasta se skinker, wat beteken Nehemia het toegang tot die koning se tafel. Hy was naby die koning. En hy het 'n groot verantwoordelikheid en hy moet sorg dat die koning se wyn nie vergiftig word nie. En hy woon in die lyksuit van die paleis, ver van Jerusalem. En die nuus breek en dit kom uit by Nehemia. Jerusalem se mure is platgeslaan en die poorte is verbrand. God se stad, as gevolg van die ongehoorsaamheid van die volk Juda. En wat gebeur? Nehemia se hart breek. Hy huil en hy bid. Hy pleit by God, Here, ons het gesondig, vergewe ons. En hy vra vir God, laat my tog net guns kry by die koning. En eendag terwyl Nehemia by die koning staan en skink, vra die koning vir hom, Nehemia, waarom lyk jy so hartseer? Jy is tog nie siek nie? En Nehemia waag dit en hy sê vir die koning, hoe kan ek bly wees as die stad van my vaders in pyn lê? En hy bid weer waansinnig. En hy vra vir die koning, laat my teruggaan na Jerusalem. Hy vra nie net vir die koning om terug te gaan na Jerusalem nie. Hy vra sommer vir security en supplies. Hy sê, gee my sommer hout en beskerming. En die koning sê, gaan. En hy stuur self sy soldate om hulle te beskerm. En Nehemia kom in Jerusalem aan en hy gaan die nag uit sonder om vir iemand te sê wat God op sy hart gelê het. En hy sien die stad van Jerusalem, hy sien die verbrande poorte, hy sien die gebreeke mure, hy sien die pyn en hy roep al die leiers bymekaar en hy sê ons is in skande. Die goudsmede, die handelaars en die priesters, almal kry 'n taak. God is saam met ons, kom laat ons die mure herbou. En die mense antwoord, kom ons begin. Dit was 'n volk in eenheid. Maar toe kom die vyand, Sanballat en Tobia en hulle lag vir hulle en hulle spot, hulle sê, ag selfs 'n jakkals sal daar die muur omspring. En wat doen Nehemia? Hy bid. Hy sê, o God, luister na hulle smaad. En hy sê vir die volk, die Here sal vir ons bou, hou net aan met. Die Here sal vir ons veg, hou net aan met bou. En die vyand kom. En hy beplan allerlei aanvalle, maar die bouers het met een werk, sê die woord van die Here, gebou en met die een hand gebou en met die een hand geveg. En dag en nag hou hulle wag oor die mure. En almal bou met hulle hele hart, want dit was nie net 'n muur nie, dit was God se stad. En teen alle verwagtinge bou hulle die hele muur klaar. Die vyand is geskok en hy's bang en hy besef, hierdie was 'n werk wat God gedoen het. En hulle vier fees en God het hulle herstel. En as ons na die boek van Nehemia kyk, die eerste 6 hoofstukke, dan lees ons van die herstelproses. Die laaste 7 hoofstukke lees ons van godsdienstige herlewing en onder die leier van Nehemia, of die leierskap van Nehemia, en God herstel sy volk. Maar Nehemia bou fisiese mure en hy herstel God se volk.
En vandag is die kerk van Christus instrumenteel in die bouwerk op aarde en ons bou in mense. In die oomblik wanneer jy Jesus Christus as jou ewige Here en Verlosser aanneem en saligmaker, word jy vergewe. Jy word aangeneem. Jy word 'n kind van God en jy word gestuur as 'n medewerker aan sy plan. Jesus sterf aan die kruis. En die dag toe jy hom aanneem, word jy deel van die koninkryk. En vandag is jy instrumenteel in hierdie bouwerk. Jy beweeg van 'n toeskouer tot 'n bouer. En die bouwerk wat jy opbou is die fondament Jesus Christus, want jy word geroep, jy word verlos en jy word gestuur om te bou wat aan God behoort. En elke persoon is gegee die krag van die Heilige Gees om 'n getuies te wees deur ons lewe. Ek wil vandag 'n paar eienskappe met jou deel wat ek geleer het by Nehemia, maar ek wil jou weer vra, waaraan bou jy? Wat ons leer by Nehemia is, hy het 'n visie gehad. Nou as ek en jy deel is van die bouwerk, moet ons koninkryksvisie hê. Nehemia deel sy visie, hy sê, kom laat ons die muur van Jerusalem bou, dat ons nie langer in smaad is nie. Lees saam met my, Nehemia 2 vers 17. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê en die poorte met vuur verbrand is, kom laat ons die muur van Jerusalem bou. Nehemia hoor die mure is stikkend, maar hy kry 'n visie van herstel. Hy sien nie net die gebroke poorte en die mure, verbrande poorte en mure nie, hy sien die restaurasie. Dit is visie. Koninkryksvisie is wanneer jy met jou geestelike oë sien soos God dit beplan. Om sy plan, om sy doel in elke situasie te verstaan, sy hart. Ek wil vir jou tweede gedeelte lees, 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Paulus praat hier van die dinge wat ons vandag oplet, die swaar kry, die seer, die vervolging, die verlies. En wanneer jy 'n koninkryksvisie het, kyk jy nie net wat nou gebeur nie, maar jy kyk wat God wil doen in sy plan. En ek en jy het koninkryksvisie nodig, waar families afgebreek is. Ons het koninkryksvisie nodig, waar die kerk verdeeld is. Ons het koninkryksvisie nodig, waar gemeenskappe afgebreek is. Koninkryksvisie verander hoe jy ander mense sien. Jy sien nie meer hulle foute van die verlede nie, maar jy sien hulle potensiaal in Christus. Koninkryksvisie kyk vooruit wat God wil doen. Iemand met koninkryksvisie sien verder as die chaos. Terwyl die wêreld besig is om angstig rond te loop, sê die woord van God, ons moenie angstig wees nie. Moenie angstig rondkyk nie. Wanneer jy koninkryksvisie het, sien jy verder as die muur wat voor jou staan. En Nehemia het die pyn gesien, maar hy het ook die restaurasie gesien. Wanneer jy koninkryksvisie het, kyk jy nie net met jou oë nie, maar jy kyk in die geloof. Koninkryksvisie kyk dalk deur die seer en deur die trane, maar jy sien die oorwinning. Hoe kry ek en jy koninkryksvisie? Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo en nie die dinge op die aarde nie. As jy koninkryksvisie het, bedink jy die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Deel van die ewigheid. Die ewigheidsplan, sy koninkryk. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Die tweede ding wat ons kan leer by Nehemia is koninkryksidentiteit. Alhoewel Nehemia die koning se skinker is, vergeet hy nie dat hy God se kind is nie. En 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. 'n Uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. As jy vergeet wie jy is, sal die wêreld jou vertel wie jy moet wees. Die kruis was nie daar net om die mag van sonde te breek nie, maar dit was daar om jou status te verander. Ek is nie wat ek voel ek wil wees nie, maar ek is wat God verklaar het ek is.
My identiteit is iets wat ek nie verdien nie, maar is iets wat Christus reeds vir my gedoen het aan die kruis. Koninkryks identiteit. En wanneer jy koninkryks identiteit het, begin die volgende ding en dit is koninkryks autoriteit. Nehemia kry die autoriteit van die koning. Hy kry die benodighede om Jerusalem te gaan herbou en hy vat dit. En vandag dra ek en jy Christus se autoriteit. Jy het nie aardse permissie nodig om jou lig te gaan laat skyn nie. Jesus sê in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle al die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Jy het autoriteit oor demone. Jy het autoriteit oor vrees. Jy het autoriteit oor die vyand se planne omdat Christus Jesus in jou woon. Koninkryks autoriteit begin by jou identiteit in Christus Jesus. Jy oefen gesag uit vanuit die plek in Christus. En wanneer jy koninkryks autoriteit het, praat jy nie net nie, jy spreek. Jy vra nie net vir vrede nie, jy spreek vrede in die naam van Jesus. Jy bid met gesag vir genesing, wetende dat alle genesing van hom afkom. Jy beveel die duiwel om te gaan, want jy staan in Christus se autoriteit. Wanneer jy koninkryks autoriteit het, praat 'n koninkryksbouer. 'n Kind van God praat en jy praat met die stem van 'n koning en die atmosfeer begin beweeg. Duisternis herken nie jou emosies nie. Ek kan vanmôre hier skree, ek kan vanmôre sag praat, ek kan vanmôre huil, maar wanneer ek in koninkryks autoriteit staan, herken duisternis die stem van God. Deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Koninkryks autoriteit is wanneer God vir jou die gesag gee om sy wil op aarde te laat wil geskied. Die duiwel val ons al op allerlei plekke. Jy kan nie net kla oor alles nie. Ag, jy weet, my familie kry nou maar swaar. Jy weet, ons ouers het maar swaar gekry. En hulle ouers het maar swaar gekry. Jy weet, dit kom nou maar net so met die generasies. Nee, jy staan op en sê, Here, ek vat beheer oor my finansies in die naam van Jesus. Here, ek vat beheer oor my huwelik in die naam van Jesus. Ek gaan werk in u koninkryk. En Christus het alle gelowiges geestelike gesag oor die vyand. Jakobus 4 vers 7 leer ons, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Hierdie bevestig nie net 'n tydelike opdrag nie, maar dit is 'n koninkryksrealiteit vir almal wat hom aangeneem het en hom glo. 'n Koninkryks autoriteit vat autoriteit in sy identiteit in Christus Jesus. Dis wanneer jy optree weer as priester van jou huis en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis wanneer jy weer opstaan en sê, in hierdie huis sal ons nie meer hierdie dinge kyk nie. In hierdie huis gaan ons nie meer hierdie dinge doen nie. Ek wil vir jou gedeelte lees, Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Koninkryks autoriteit. Die volgende ding wat ons by Nehemia leer is eenheid. En die verhaal van Nehemia antwoord die hele volk saam en hulle sê, laat ons opstaan en die muur herbou. En as een man staan hulle op en hulle herbou die muur. En vandag is dit die dinge wat Christene verenig, wat swaarder moet weeg as die dinge wat hulle verdeel. Ons kan so maklik verskil kry oor die organisasies in die kerk. Ons kan so maklik verskil kry oor sekere klein dingetjies. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Die vyand vrees nie 'n groot kerk nie, hy vrees 'n verenigde kerk. Koninkryksmag lê nie in die getalle nie, maar dit lê in die eenheid. Wanneer die liggaam van Christus saam beweeg, is daar 'n salwing wat weerstand nie kan teenstaan nie. En eenheid is vandag nie opsioneel nie. Ons moet saam staan, soos Nehemia en die volk die mure herbou het. Paulus pleit by in Efesiërs. En hy beskryf die dinge wat die kerk moet verenig. Hy het met hulle gepraat oor hulle gesindheid, wat hulle moes aankweek, naamlik nederigheid. Hulle moes nederig wees, sagmoedig, lankmoedig, wees met mekaar in liefde te verdra. Sonder nederigheid is eenheid baie moeilik. En nederige mense is in staat om die dinge wat hulle verenig te erken. En Paulus het dit opgenoem.
Paulus het met die Efesiërs gepleit en hy het gesê ons is verseël deur die Heilige Gees. Die kerk het een hoop en sy naam is Jesus. En die vyand, dink ek, lag vir party Christene hoe ons vandag opstaan. Ons hoef net op sosiale media die laaste paar tye te gekyk het hoe Christene teen mekaar opstaan. Ek het al gesien hoe daar rade is wat saam staan en hierdie pastoor uitmekaar uithaal en hierdie teologie en hulle is so besig, maar my vraag is wat ek vra, waaraan bou jy? Hy lag wanneer ons mekaar aanval, maar hy sidder wanneer hy 'n kerk sien en eenheid bid. Dis tyd dat die kerk ophou beklei oor sinnelose dinge en begin bou aan die koninkryk. Maar weet jy wat? Jy benodig 'n visie van restaurasie. Jy benodig om jou identiteit in Christus Jesus te ken. Jy moet jou autoriteit vat wat hy vir jou gegee het. Jy moet in 'n eenheid begin beweeg en dit bring my by my volgende punt, diensbaarheid. Koninkryksdiensbaarheid. Nehemia, 'n leier wat sy identiteit optree met autoriteit en eenheid dien. Hy gaan werk met sy hande. Ware leiers dien. Ware leiers was voete. Ware leiers bid en help prakties. Nehemia verlaat sy gemaklike posisie in die paleis en hy bou in die gevaarlike stad Jerusalem. As medewerker in God se koninkryk moet ek en jy tyd opoffer. Ons moet uit ons gemaksone skuif en God se roeping volg. Ons kan nie 'n lui Christen wil wees nie. Dis tyd om daardie verskonings eenkant toe te skuif en te sê, Here, ek wil bou. Ek wil werk daar waar U my nodig het. Ag, jy weet, ek is nou nie 'n prediker nie. Ek kan nou nie met mense praat. Ek is maar so bietjie skaam. Weet jy, as ek nou vir iemand van Jesus gaan vertel, wat gaan hulle van my dink? Wie gee om wat hulle van jou gedink? Wanneer jy koninkryks restaurasie visie het, dan weet jy God sal hom herstel. En wanneer jy identiteit het en jy het autoriteit, is jy diensbaar en jy is bereidwillig om te werk in sy koninkryk. 'n Koninkryksbouer is betrokke met een hamer aan die een kant met bou en met die swaard, die woord van God om die vyand te weerslaan in gebed. En hier is ek, Here, om te bou. Al is die taak hoe eenvoudig wat ek moet doen. Hier is nog 'n baksteen. Hier is nog 'n baksteen. Al raak dit hoe moeilik, al kom die vyand, sal ek aanhou bou en ek sal die vyand veg, maar ek sal diensbaar bly. Die koninkryk van God word nie gebou op aarde deur diegene wat wil heers nie, maar deur diegene wat wil dien. As jy te groot is om te dien, as jy te klein as jy te groot is om te dien, is jy te klein om te lei. Grootheid word nie gemeet aan wie jy almal onder jou het nie, maar grootheid word gemeet deur hoeveel jy al opgebou het. Dis wanneer jy hulle optel uit hulle omstandighede. Dis wanneer jy hulle bemoedig in hulle moeilike situasie. Dis wanneer jy hulle help groei wanneer hulle geval het. En dis wanneer jy hulle nader aan God bring. Maar die vraag wat ek jou vanmôre wil vra is, waaraan bou jy? Bou jy of is jy so geneig om af te breek met jou kritiek? Jy sien, ons sien iemand hierso en ons wil hy moet hierso wees, maar omdat hy nog hierso is nie, kritiseer ons hom net. Maar wanneer jy koninkryksvisie het, dan sien jy die restaurasie. In jou identiteit in Christus Jesus, in autoriteit, spreek jy, dry bones, come alive. En die volgende oomblik is hy besig om te skuif, want jy het koninkryksvisie, jy het koninkryksidentiteit, jy het koninkryksdiensbaarheid, koninkrykseenheid. Markus 10 vers 43 sê, maar so moet dit nie onder julle wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee vir baie. Johannes 13 vers 14 sê, as ek dan die Here julle meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was? Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Diensbaarheid. Die laaste ding wat ek met jou wil deel van Nehemia is sy krag, en ek en jy het koninkrykskrag nodig. Nehemia bid aanhoudend. Voordat hy iets doen, voordat hy met die koning praat, bid hy. As hy die negatiewe nuus hoor, bid hy. En hy weet waar sy krag vandaan kom.
En ek en jy het vandag die krag van die Heilige Gees nodig om deel te wees, om te werk as koninkryksbouer. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot die uiterste van die aarde. Wanneer die Gees val, breek die natuurlike. Krag vloei nie deur jou eie status nie, maar deur jou oorgawe beweeg die Gees. Elke keer as jy bid met geloof, beweeg iets onsigbaar. 1 Korintiërs 4 vers 20 sê, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. En ek kom hier aan en ek besef toe 2 ure is te lekker, ek wil nie meer 2 ure is te kort. En ek sê vir die pastoor, ons nie maar elke dag kerk hou nie, toe hou ons 40 dae kerk. En ek het nie gedink ons gaan so lank kerk hou nie, toe gaan ons sommer verby 40, ek dink ons het nog, ek kan nie onthou nie, maar in daardie tydperk besef ek, dat ek het koninkryksvisie nodig gehad, en toe beweeg ek van 'n toeskouer tot 'n bouer, halleluja. En terwyl ek skuif, toe weet ek, Here, ek het nou visie, ek wil sien tot en met die restaurasie. Here, nou het ek my identiteit in Christus Jesus. Nou weet ek het die autoriteit om lewe te spreek in situasie. Hoe hier's boeties en sissies, medewerkers, wat saam met my hande vat in 'n eenheid. O Here, waar kan ek nou diensbaar wees? Al is die taak hoe eenvoudig. O yes, en nou het ek die krag van die Heilige Gees. Halleluja. En 40 days of praise verander my hele lewe. En ek weet van soveel getuienisse wat dit ook so was. En as iemand na my toe gekom en sê ek het 'n visioen oor jou, dan hardloop ek weg van daardie persoon. Want ek was maar skrikkerig. 40 dae, toe gaan ek op my knieë, toe kry ek 'n beeld. So moet asseblief nie weghardloop nie. En dit was vir my. En terwyl ek op my knieë gaan elke keer, sien ek, en daardie tyd bly ek in Somerset Wes, sien ek die berge Gordons Bay, en op het volg Sir Lowry's Pas, en die Hottentots Hollandberge, en saam met dit volg die Helderberg, en dit vorm 'n amfitheater. En in die hart van Somerset Wes, in die middel van hierdie amfitheater, skyn daar 'n lig. En hierdie lig word net al hoe helderder. En soos hierdie lig al hoe helderder word, verklank dit so die ligstrale teen die berge. En soos dit teen die berge verklank, slaan dit oor die toppe en verlig dit die res van Suid-Afrika. Verlig dit die res van Afrika. Verlig dit die uithoeke van die wêreld. En ek sê, Here, ek weet nie wat ek besig is om te sien nie, maar ek weet, Here, U is besig om in my lewe iets nuuts te doen. Maar dit herinner my, daardie lig herinner my aan die môre ster Jesus, die groter lig, die bron van lig. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het geen ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in duisternis, en duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes 8 vers 12 sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As hy die bron van lig is, die meesterbouer, en ek en jy is die medewerker, skyn ons sy lig as hulpbron in hierdie donker wêreld, want ons het nodig om die wêreld te verlig. Maar jy het 'n visie nodig van restaurasie. Jy moet jou identiteit ken. Lig is nie daar vir geen rede nie. Lig is daar om 'n pad te wys vir die donker wêreld. En hoe nader jy aan die bron van lig kom, hoe helderder sal daardie lig skyn. En elke keer wat jy liefhet, elke keer wat jy vergewe, elke keer wat jy dien, brand daardie lig al hoe helderder. 1 Korintiërs 3 vers 9, ons is medewerkers van God. Julle is God se akker, God se gebou. Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke, wat God vooruitberou het, sodat ons daarin kan wandel. Ons bou nie vandag saam in die kerk met ons eie krag nie, maar deur Jesus Christus. Is jy 'n bouer? Efesiërs 2 vers 22 sê, ons word saam opgebou as woning van God deur die Gees. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om te onderhou. Die wêreld vandag se mure van moraliteit is platgeslaan. Die jeug verloor sy identiteit meer as ooit van tevore, of vinniger as ooit van tevore. Families is uitmekaar gebreek as gevolg van tweedrag.
en verdeeldheid. Korrupsie vreet ons vinniger as kanker, maar God soek bouers, koninkryksmedewerkers. Ons kan nie wag vir die regering nie. Hy het nodig vir koninkrykswerkers, die bruid van Christus wat weer opstaan. Die enigste oplossing vir Suid-Afrika is nie die parlement nie, maar is 'n altaar. Ons is nie geroep om die wêreld te oordeel nie, maar ons is geroep om dit te gaan verlig en die evangelie te verkondig. En Nehemia het gehoor dat die mure van Jerusalem afgebreek is. Die stad van God lê in puin, die plek wat sy naam dra beskadig en vergete. En toe God Nehemia se hart aanraak, het Nehemia gesê, ek kan nie rus terwyl die huis van my God onherstel is nie. Hy het nie gewag vir die vergunstige omstandighede nie. Hy het opgestaan, hy het fisies gaan bou, hy het geveg, hy het gebid. En met elke baksteen, met elke gesamentlike hand, het die volk weer geword 'n getuienis van God se teenwoordigheid. Hulle het saam gebou, hulle het saam gewaak, hulle het saam gestaan. En die woord van God sê, die volk het met hulle hele hart gewerk. Het jy 'n hart om te werk? Dis wat die kerk vandag moet wees. Nie 'n versameling van bywoners nie, maar 'n leer van koninkryksbouers wat opstaan en die gemeenskappe gaan red, wat mense gaan verkondig die evangelie van Christus. Ons bou nie vandag fisiese mure nie, maar ons bou as medewerkers in God se koninkryk op die fundament, Jesus Christus. Ons herstel nie met stene nie, maar ons herstel deur Jesus Christus mense. Waar daar gebrokenheid is, bou met hoop. Waar daar verwarring is, bou met die waarheid, die woord van God. Waar daar duisternis is, skyn jou lig. Want die kerk is 'n stad op die berg, 'n lig vir die nasies, 'n teken van hoop vir die wêreld se pyn. Maar dit is net die begin. Want daar kom 'n dag wat die hemelse bouer, die meeste bouers sal afkom. Hy sal nie net herstel nie, maar hy sal voltooi. Die mure van Nehemia was tydelik ter voorbereiding van God se plan. Die kerk vandag is instrumenteel, maar die nuwe Jerusalem is vir ewig. Daar sal nie trane wees nie. Daar sal nie sonde wees nie. Daar sal geen duisternis wees nie, want lig self sal daar skyn. Die woord van God sê Openbaring 21 vers 2. Ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid vir haar man. Bruid van Christus, skyn jy jou lig in hierdie donker wêreld. Dit is die finale bouwerk van die Vader. Nie van mense nie, maar van die meesterbouer, die koninkryk van God. En elke baksteen van gehoorsaamheid wat ons nou lê, elke gebed, elke traan, elke daad in geloof, word deel van daardie ewige stad. So bou kerk van Christus, bou met geloof, bou met vuur, bou in 'n eenheid. Want ons bou nie vandag 'n tydelike muur nie, ons bou aan 'n ewige koninkryk. Die wêreld lê in pyn, maar God sien 'n stad. En daardie stad is op pad, die nuwe Jerusalem. Die bruid wat blink, 'n lig wat nooit verdoof kan word nie, die voltooide werk van God se hande. En dat totdat daardie dag aanbreek, sal ons bou. Sal ons skyn, sal ons dien, want ons is koninkryksbouers van die lig, wat die wêreld wys, ons koning kom. Die orkes kan vorentoe kom, familie, ek wil vandag vir jou iets gee, en ek wil jou nie met Leande huis toe stuur nie, en ek wil vir jou sê, ons is medewerkers, jy is geroep, en as medewerkers moet ons in 'n eenheid saam beweeg en saam bou, maar ons moet 'n visie van restaurasie hê. Ons moet ons identiteit in Christus Jesus ken. Ons moet weet dat ons krag deur die Heilige Gees nodig het. Ons moet in 'n eenheid saam beweeg. Ons moet diensbaar wees. Ons moet in autoriteit optree en lewe spreek. Want die wêreld se mure van moraliteit is platgeslaan. Die jeug is identiteitloos. En ek wil vir jou vandag iets gee. Ek wil jou uitdaag. Bid soos Nehemia en sê, Here, wys vir my een persoon waaraan ek kan bou. Doen een klein ding hierdie week vir iemand wat jy voel het dit nodig. Dalk is dit daai finansiële bydrae wat jy moet maak. Dalk is dit daardie bemoedigende woord wat jy moet gee. Probeer hierdie woord met woorde van bemoediging te saai. Raak ontslaaf van daardie kritiek en bou. Stuur daardie boodskap van liefde. Gee daardie kompliment wat jy self so na verlang.
Maak daardie oproep en bou. Deel met 'n vriend jou getuienis. Deel wat God vir jou gedoen het en bou. Bou. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy is 'n medewerker. Jy is 'n koninkryksbouer, medewerker. God is die meesterbouer. En as jy 'n ouer is, bou in jou kinders met geloof. As jy 'n besigheidsman is, bou in jou besigheid met integriteit. As jy 'n student in 'n skoolleer is, bou na daardie eensame persoon en skyn jou lig. Ware koninkryksbouers bou nie net nie, maar hulle leer ander om te onderhou. Wie leer jy? Wie mentor jy? Ons kan nie niemand agterlaat nie. Ons moet ander leer om die woord te onderhou. Dirk sê nou die dag, what legacy are you leaving behind? Is dit een van bou? Of is jy so geneig om net met kritiek af te breek? En ek wil vanmôre vra, sluit julle oë, buig julle hoofde. As jy nog nooit vir Jesus Christus as jou ewige saligmaker aangeneem het nie, en jy sê vanmôre, Here, ek wil deel wees van hierdie koninkryk. Niemand kyk rond nie, en ek wil vanmôre geleentheid gee, as jy ook ingeskakel is, wil ek ook wel die geleentheid bied. As jy sê, Here, ek wil U vanmôre aanneem as my saligmaker, ek wil deel wees van die koninkryk, jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie. Steek net jou hand op daar waar jy is. Ek wil die geleentheid bied, as daar enige iemand is, as jy aanlyn is, net daar waar jy is, bly net inbidend. As die Here nou met jou praat in jou binneste, jy sê, ek wil vanmôre my hart vir Jesus gee. Is daar enige iemand? Kom bid, en jy kan saam met my bid. Hemelvader, ek is 'n sondaar. Ek het gesondig. Maar Here, ek erken U vandag as my hemelse saligmaker, die een wat vir my gesterf het aan die kruis. En vandag, Here, is ek deel van U koninkryk. Here, ek word van 'n toeskouer na 'n bouer. En Here, ek wil vandag uitleef daar waar U my geplaas het. Dit wat U my voorgeroep het met die talente wat U vir my gegee het. Here, ek gee vandag ten volle oor. Ek gee dit met my hele hart oor in U groot en heilige naam. Ek wil vanmôre 'n tweede gebed doen. En ek wil vra, as jy vanmôre sê, weet jy wat Eckhart, ek het so bietjie gedwaal, ek het weer visie nodig om die restaurasieproses raak te sien, dan wil ek hê jy moet saam met my staan. As jy vanmôre sê, ek sien baie keer net die negatiewe dinge, maar ek soek 'n visie om te sien tot en met restaurasie, dan wil ek hê jy moet saam met my staan. As jy vanmôre sê, Here, ek weet, ek het weer my identiteit nodig om te ontdek, Here, om te weet ek is U kind, dan wil ek hê jy moet saam met my staan. As jy vanmôre sê, ek wil met autoriteit praat en ek wil nie net afbreek nie, maar ek wil in mense se lewens inspreek, dan wil ek hê jy moet saam met my staan. As jy sê, ek wil 'n koninkryksbouer word, ek wil in 'n eenheid weer saam staan, saam met die familie. Ek wil saam beweeg, dan wil ek hê jy moet saam met my staan. As daar iemand vanmôre is wat sê, Here, ek wil weer diensbaar wees, maar ek weet nie waar ek kan gebruik word nie. Here, ek weet nie waar ek inpas nie, ek weet nie hoe ek lyk nie, wil ek hê jy moet saam met my staan. As jy vanmôre sê, ek wil die krag van die Heilige Gees ontvang vanmôre, wil ek hê jy moet saam met my staan. En net daar waar jy is, gaan hy vanmôre met jou ontmoet. Net daar waar jy is, sal hy jou lei. Want wanneer jy oorgaan in sy koninkryk en wanneer jy gefokus is soos Nehemia, sal hy die voltooide werk doen. Jy kan dit nie uit jou eie krag doen nie, maar deur sy krag sal hy jou lei. Bly bid, steek jou hande uit en bid saam met my vanmôre. Hemelse Vader, U sien elkeen wat vanmôre staan. Here, ons bid vir visie van restaurasie, Here. Wanneer hulle oë oopmaak, dat hulle nie met hulle oë sal sien nie, maar dat hulle in die geloof sal sien tot restaurasie. Here, want die mure van moraliteit lê plat, maar Here, in Jesus Christus sien ons vanmôre die restaurasie. Here, ek kom bid, Vader, dat U hulle vanmôre sal lei, dat hulle sal opstaan en sal weet in wie hulle identiteit vind. Dat hulle sal weet, hulle hoef nie meer te vrees nie, want hulle is U se, Here. Here, ek kom bid vir koninkryks autoriteit, wanneer hulle by 'n plek kom, Here, wanneer ons by 'n plek kom, dat ons met autoriteit sal spreek, dat ons die vyand sal bestraf, want ons weet ons het autoriteit in Christus Jesus. Here, ons bid vanmôre dat ons weer in 'n eenheid sal hande vat. Ons kan partykeer so stry, maar Here, ons bid vanmôre dat ons weer hande sal vat, want U het vir ons die voorbeeld kom wys, dat ons weer kan voete was, dat ons weer kan diensbaar wees. Here, elkeen wat vanmôre sê, waar pas ek in?
Here, ek wil diensbaar wees, maar ek weet nie waar moet ek gaan werk, waar moet ek wees? Here, ek bid vanmôre dat U vir hulle duidelik sal wys deur 'n visie. Dat hulle sal weet, Here, dis waar ek moet gaan dien. Vader, ek bid vir die krag van die Heilige Gees om oor elkeen vanmôre te kom. Here, doen iets nuuts vir hulle. Here, ek bid vir 'n vuur dat hulle nie sal staan en wonder nie, maar dat die vuur aan die brand sal wees, dat hulle gestuur sal wees, want ons is verlos, ons is gered en ons is gestuur as medewerkers in U koninkryk. Vader, ek gee hulle oor in U groot en heilige naam. Ons sal gaan bou in U groot en heilige naam. Amen en amen. Dankie Peter. Here. Kom ons sing net weer hierdie liedjie daar waar die lig van my Jesus skyn. Kom ons gaan hier lig vanmôre skyn vir die Here. Sê daar waar die lig van my Jesus skyn. Dat is dit. Daar waar die lig van my Jesus skyn, ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus Kom ons skyn ons lig vir die Daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, daar waar die lig van my Jesus skyn, ek wil sing, ek wil jubel. Daar waar die lig van my Jesus skyn. Halleluja. Kom ons skyn familie, kom ons sluit die oor en sluit ons af. Here, dankie vir hierdie wonderlike diens vanmôre. Dankie Here dat ons kan weet ons is deel van U koninkryk. Vader, ek kom bid vanmôre vir elkeen soos ons nou hier verlaat. Beskerm hulle Here daar waar hulle gaan op die pad, Here, dat U saam met hulle sal wees. Dra hulle deur hierdie week, Vader. Ek kom vra dat U ons weer veilig by mekaar sal bring Woensdag by worship en Here dat ons U lig sal gaan laat skyn. Ek kom bid Here, doen iets groots, iets nuuts vir elkeen vanmôre en ons gee elkeen 'n oor in U groot en heilige naam. Amen.